Goeienaand mense, is Jaapie hier. Ek wil deur Openbaring 14 werk vanaand. En ek hoop julle kan al sien dat hierdie dinge het al gebeur. Volgens die profesie van die Ou Testament, wat in lyn is met Openbaring, of na verwys word in Openbaring. Ook die leringe van Joshua, maar ook historikuste. Dit alles saam wys vir ons dat hierdie dinge het gebeur rondom 70 na Christus en dat ons nie wag vir dit om te gebeur nie. En ek dink aan die einde van die dag, as ek hier klaar is met hierdie Openbaring reeks, gaan dit die mees akkuraatste verduideliking van Openbaring wees wat 'n mens kan kry. In Afrikaans, daar's meer gedetailleerde verduidelikings in Engels reeds, maar ek voel in Afrikaans, dink ek daar is 'n baie goeie verduideliking van Openbaring nie, of 'n baie akkurate verduideliking nie. Maar die mense verwys nie na die historikuste as hulle dit probeer verduidelik nie. Hulle verwys nie na die Ou Testamentiese profete as hulle dit verduidelik nie. Hulle sê net 'n klomp goed uit hulle duime uit, en dan maak 'n klomp nonsens op, soos die Pope is die anti-Christus, of Trump is die anti-Christus, of allerhande nonsens, heeltemal verwyderd van skrif, verwyderd van die wet, profete, verwyderd van historikuste. En mens kan mos nie 'n boek so lees nie. Mens moet mos gaan kyk wat sê hierdie ander, voordat jy 'n interpretasie maak van die Openbaring. Anders gaan jy die mense leuns vertel, en dan val mense saam in 'n gat, want dan die een wat dit leer, is net so blind soos die wat hy leer. Kom ons begin in elk geval hierso. The Lamb and the 144,000. Ek wil net gaan noem, die 144,000 het ek al reeds behandel in die vorige hoofstuk. Gaan kyk maar daar. Ek het 'n wonderlike openbaring ontvang daaroor, en gewys dat hierdie 144,000 is nie 'n hoeveelheid mense nie, maar dat die getal het te doen met die nuwe Jerusalem, en dis 'n verwysing na die plek wat Joshua gegaan het om voor te berei vir sy uitverkorenes. Dis waaroor dit gaan. Dis nie 'n getal spesifiek van hoeveel mense dit gemaak het nie. Maar soos ek sê, gaan kyk na die vorige hoofstuk in detail, sal julle hoor waaroor gaan hierdie 144,000. 12,000 van elke stam, of 2 stamme word uitgelaat in daardie lys. In elk geval Dan en Ephraim word uitgelaat. Ek verduidelik ook hoekom moontlik hulle nie genoem word nie. Maar ja, is baie interessant. Ek gaan dit nie hier behandel nie. Okay, kom ons gaan. Vers 1. Then I looked and beheld a lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written on their foreheads. Hebreërs 12, vers 20-24. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende Elohim, die hemelse Jerusalem, en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, en by Yahuwah, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Yahushua die middelaar van die Nuwe Testament, of Nuwe Verbond, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Nou, sien hierdie is nie in lyn met die gebeure van die res van Openbaring nie. Hierdie kan enige tyd plaasgevind het. Dit is nie stapsgewys van die vorige hoofstuk af, dan gebeur hierdie nie. Soos ek sê, hierdie kan verwyderd wees van dit, hierdie kan heel aan die einde wees, na alles gebeur het, wat hierdie 144,000 op hierdie berg Zion saam met Joshua staan. Nou, my punt, hoekom ek dit ook so sê, is, daar is 2 berg Sions. Jy kry die aardse berg Sion, wat berg Rwenzori is, glo ek, by Uganda. En dan kry jy die hemelse berg Sion, wat 2 Esdras 13 van praat. Ek gaan nou gou hierdie verse vir julle noem, van daar is Sion. Nou, dit is 'n vleiende berg, dit is nie op die aarde nie, en dit is die berg wat na verwys word. Dis die hemelse berg Sion, wat vleiende berg is, waar hierdie gelowiges as saints, saam met Joshua daar is.
Hulle is ook die mense wat saam met hom op hierdie berg rondgevlieg het tydens die 1000-jarige vrederyk, toe Joshua geregeer het op aarde. Dit het alreeds gebeur, mense, daar is baie bewys daarvoor. Ek het baie video's oor hierdie onderwerp ook. Julle kan dit ook gaan kyk. 2 Esdras 13, vers 6, 7, 35 en 36. I watched as he carved a great mountain for himself and flew onto it. Hier sien ons Joshua het 'n berg gesny en hy vlieg daarop, soos 'n vleiende piering. I tried to see the region of place from which the mountain was carved, but I couldn't. But he will take his stand on the summit of Mount Zion. Zion will come and will appear to all, built and ready, as you saw a mountain carved without hands. Nou, hierdie verse vir almal verwys na berg Sion. Hy is 'n vleiende berg wat Joshua self gemaak het. En hy kan op vlieg. En die heiliges, die saam met hom daar, so daar is blyplekke. En dit is 'n moontlik spesifieke verwysing na die nuwe Jerusalem. Hierdie berg Zion, die nuwe Jerusalem, is ook daar, want ek glo dis 'n weerspieëling van wat ons op aarde het, waar die Jerusalem was gebou op die aardse berg Sion, net soos die hemelse nuwe Jerusalem ook gebou op hierdie vleiende berg Sion. Baie interessant, né? En die weerspieëling van dit wat ons in die hemel het ons ook op die aarde. 'n Spieelbeeld. Hierdie mense het Jehovah se gebooie onderhou deur geloof in Joshua. Jehovah se merk volgens die Bybel is sy gebooie. Nou, dis 'n verwysing na hierdie mense, die 144.000. Wat maak hulle so spesiaal? Hoekom het hulle hierdie merk op hulle voorkoppe? Die Bybel verduidelik die Bybel. Wat sê die Bybel van die merk, Jehovah se merk? Wat is Jehovah se merk volgens die Bybel? Exodus 13 vers 9. It shall be as a sign, a mark, to you on your hand and as a memorial between your eyes, that Jehovah's law may be in your mouth. Julle sien, die merk is Jehovah se gebooie. Dit moet in jou hart en in jou mond wees, en in jou dade. Dis hoekom dit praat van die hand en die kop. Dis in jou kop, en dit is in jou werke, in jou aksies. Exodus 31 vers 17. It is a sign, a mark, between me and the children of Israel forever. For in 6 days Yahweh made the heavens and the earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. Hier sien ons dat die Sabbat word spesifiek ook na verwys as Jehovah se merk, dat ons aan hom behoort. Mense, die Sabbat is belangrik. Julle moet nie julle rugby en jy sport doen en kyk op die Sabbat nie. Julle moet rus. Al wat julle doen is net rus, dis ook reg. Of julle kan tyd spandeer in die woord en saam julle gesin. Maar moenie julle eie ding gaan doen nie, moenie julle sport doen nie, moenie julle sport kyk nie. Leer julle kinders reg. Stel 'n voorbeeld vir hulle. Jou is 'n merk dat jy aan hom behoort, is die Sabbat, maar dit is ook die res van die gebooie. Nou, as jy jou se beskerming verlang, dan moet jy sy merk hê, en jy het net sy merk as jy sy gebooie onderhou. So jy kan nie verwag om beskerm te word in Suid-Afrika as jy nie jou gehoorsaam is nie. Is nie goed genoeg om 'n Christen te wees nie. Jou aksies moet wys wat jy glo. Vers 2. And I heard a voice from heaven, like the voice of many waters, and like the voice of loud thunder, and I heard the sound of harpers playing their harps. They sang as it were a new song before the throne, before the 4 living creatures, and the elders, and no one could learn the song except the 144,000 who were redeemed from the earth. Ek glo hierdie is ook 'n verwysing na Joshua se spesiale verhouding met sy uitverkorenes. Dis 'n spesiale verhouding, want net hulle kon hierdie liedjies sing, wat vir my wys dat hulle is meer spesiaal as ander. Ek dink dis waarna dit verwys. Vers 4. These are the ones who were not defiled with women, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes.
These were redeemed from among men, being first fruits to Yahuwah and to the Lamb. Johannes 15 vers 10. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as kept my Father's commands and abide in his love. Julle sien ons moet die gebooie onderhou, om deel te wees van hierdie virgins, hierdie uitverkorenes. Jy kan nog steeds deel daarvan wees, in die sin van deel van die bruid. Hierdie soos ek sê verwys na meeste Openbaring verwys na 70 na Christus. Hierdie spesifieke deel wat verpraat van die bruid en so aan, kan verwys na selfs ons tyd. Dit is nie in die tydlyn van 70 na Christus nie, hierdie hoofstuk. Die laaste deel daarvan spesifiek het vervul ook in 70 na Christus, maar hierdie deel van die 144.000 kan later afspeel ook. Dis nie te sê dat dit presies op gevolg op hoofstuk 13 nie. 1 Johannes 2 says, he who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. En ons sien dat ons moet in Yahushua se voetspore volg. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. En dit is hoe jy Yahushua volg. Hoe volg jy hom? Jy loop soos hy geloop het. Hoe het hy geloop? Hy het die gebooie onderhou. 1 Johannes 3 vers 5 sê, hy het die gebooie perfek onderhou. Mattheus 5 vers 48 sê Yahushua, dat ons moet perfek wees soos ons Vader in die hemel perfek is. Dis waarna jy moet streef. Hoe kan jy dit bereik? Deur Yahuwah se gebooie te onderhou. 1 Johannes 5:3 sê, Yahuwah se gebooie is nie moeilik om te onderhou nie. So moenie die verskoning probeer gebruik van dis te moeilik nie. Yahushua het vir jou gesterwe, vir jou wetteloosheid, vorige wetteloosheid, sodat jy kan wegdraai daarvan af en dit onderhou, die gebooie. En dan as jy foute maak, volgens 1 Johannes 2 sien ons, is daar vergifnis vir jou wetteloosheid. As jy streef daarna om dit reg te onderhou, is daar vergifnis vir jou as jy foute maak. Maar as jy opsetlik wetteloos leef nadat jy geleer het wat Yahushua vir jou gedoen het, volgens Hebreërs 10 vers 26 tot 29, dan is daar nie meer vergifnis vir jou, wetteloosheid nie, maar net 'n fearful expectation of judgment. 2 Korintiërs 11 vers 2 sê, ek het julle aan een man, naamlik Messias, beloof, om julle as reine maagd aan hom voor te stel. In beide hierdie verse en vers 4 word gesê dat die kerk 'n maagd is. Die gemeente van Yahushua is 'n maagd. Nou, wie is hierdie gemeente? Dit is sy skape, dit is hulle wat sy stem ken en vir sy stem luister, hulle wat sy leringe onderhou, hulle wat nie agter Paulus aanloop nie, hulle loop agter Yahushua aan. Maar as jy glo Paulus preek dieselfde as Yahushua, dan is dit nie 'n probleem nie. Maar ongelukkig, meerderheid van Christene dink, Paulus preek 'n ander gospel as Yahushua. So dan moet jy nou maar kies agter wie jy gaan aanloop. Aan die einde van die dag word jy geoordeel volgens Yahushua se woorde, nie Paulus se woorde nie. So jy moet agter Yahushua aanloop, en alleenlik dan is jy sy bruid. Alleenlik dan is jy die maagd. Die huweliksseremonie tussen Messias en sy maagd, die gemeente, word later in Openbaring 21 vers 2 beskryf. Die feit dat hierdie 144.000 hulself nie met vroue besoedel het nie, beteken waarskynlik nie dat hulle almal letterlike maagde was nie. Hul maagdelikheid is maar waarskynlik figuurlik. Dit is bedoel om hierdie mense te kontrasteer met die res van Babylon, wat later in Openbaring 18 vers 1 tot 3 uitgebeeld word as 'n egbreekpleger. As 'n hoer, né? As die een wat rondslaap. Dit is die Babylon, en so die bruid word gekontrasteer met die hoer. So die bruid is 'n maagd. En dit is baie waar. Ek dink ook dit is spesifiek wat dit na verwys. Die twee vroue, kan jy maar sê. Die een wat egbreek pleeg en die een wat 'n maagd is. 1 Korintiërs 15 vers 23. Nou, ek wil ook net hierdie noem, om egbreek te pleeg in hierdie opsig is om kompromieë aan te gaan met die wêreld, dat jy stel nie Yahuwah se gebooie eerste in jou lewe nie,
dat jy kan maklik kompromieë aangaan. En as jy 'n bietjie onder druk is, soos hierdie mense was in daardie tyd, en dan maar die knie buig voor die afgode van Rome, dan gaan jy 'n kompromieë aan en dan is jy 'n egbreekpleger. Dan is jy nie die maagd nie. Daar was baie van hulle wat bereid was om doodgemaak te word vir hulle geloof, en hulle was die maagde, hulle was die bruid. 1 Korintiërs 15 vers 23, but each one in his own order, Messiah the first fruits, afterward those who are Messiahs at his coming. Ons sien dat Yahushua Messiah, en maar ook hier verwys ook na die bruid, as die first fruits. And in their mouth was found no deceit, for they are without fault before the throne of Elohim. Hulle onderhou die gebooie van Yahuwah, hulle gee nie voor wat hulle nie is nie. Ja, hulle is nie hypocrites nie, hulle sê nie vir mense hoe hulle moet leef, maar dan doen hulle dit self nie. Mattheus 5 vers 19. Whoever therefore breaks one of the least of these commands and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them the commands of Yahuwah, he shall be called great in the kingdom of heaven. Dit is hierdie geen deceit in hulle, dis waarna dit ook verwys, dit wat hulle sê en dit wat hulle doen, is dieselfde. Hulle onderhou die gebooie en hulle leer die ander mense om dit te doen. En dit is wat Joshua gesê het in Mattheus 5. Hierdie least in the kingdom is mense wat hel toe gaan. Dis nie mense wat ook gered word, maar hulle is nou maar net nie so wonderlik nie. Hulle het nou maar net nie so hoë rang in die hemel nie. Want net die volgende verse 20:21, daar sê Joshua dat as julle regverdigheid nie meer is as die van die fariseërs en skrifgeleerdes nie, dan gaan julle hel toe. En hy verwys spesifiek na hulle, want hulle was hierdie least. Hulle het vir ander mense gesê hulle moet die gebooie onderhou, maar hulle self het dit nie gedoen nie. So hierdie least is mense wat hel toe gaan. Dis nie mense wat ook hemel toe gaan nie. Net 'n bietjie gesprong. Ek was dus hier, ja. Vers 6. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue and people. Judeërs van oor die hele wêreld het gedurende die 3 groot vakansiedae in Jerusalem bymekaar gekom. Dis nie net die Judeërs nie, ek moet eintlik hier sê die Israeliete. Dus kon hierdie engele die evangelie in Jerusalem verkondig het en effektief aan elke nasie, stam, taal en volk gepreek het. Ja, want Israeliete oor die hele wêreld het Jerusalem toe gegaan vir die feesdae, en dan as hy daar die evangelie verkondig het, of die mense gewaarsku het, van repentance en so aan, dan het hy dit basically gedoen aan al hierdie volke, op een plek. In vers 6 dat 11 waarsku 3 engele, Babylon, wat Jerusalem is, om hulle te bekeer. Gedurende die 4 jaar voor die oorlog begin het, sê Josephus dat Yahushua, die seun van Anas, nooit deur enigiemand gesien is nie, alhoewel sy stem dikwels gehoor is, wat huil, wee Jerusalem. Was hierdie liggaamlose stem die stem wat die waarskuwing in vers 6 tot 11 gerig het? Onthou dat alle nasies, stamme, tale en mense verwys nie na die hele wêreld nie. Net soos Lukas 2 vers 1, nie na die hele wêreld verwys nie. And it came to pass that in those days that the decree went out from Caesar Augustus, that all the world should be registered. Hierdie verwys net na die Romeinse Ryk as die hele wêreld. Weereens, Openbaring doen dieselfde. Openbaring gaan nie oor die hele wêreld soos in al die kontinente nie. Dit gaan oor die Romeinse Ryk. En as daar verwys word na die wêreld in Openbaring, verwys dit altyd na net Rome. Na die gebiede wat Rome beheer het. Kolossense 1 vers 23 sê, Paulus, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven. Sien dat Paulus het ook gesê, alreeds in sy dae, dat die evangelie in almal verkondig was wat dit moes hoor, en so Yahushua kan maar terugkom. Dis eintlik wat hy gesê het. Dieselfde sê hy 1 vers 6 ook.
Kolossense 1 vers 6 dink ek, ja, en 1 vers 23. Matteus 24 vers 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witness to all nations, and then the end will come. So, Paulus het vir ons gesê, dit is al reeds gepreek aan almal wat dit moes hoor in die wêreld, soos ek weer eens vir julle gewys het, dis die Romeinse ryk, die area daar, en dit is verkondig aan almal wat dit moes hoor, ook in Asië, waar Israel heen gevlug het, of nie gevlug het, maar na hulle ballingskap heen getrek het, na Arsarif en daai plekke in Asië. Hulle het ook die evangelie gehoor, en Paulus hulle was ook na die eilande toe, soos Engeland, hulle het dit ook gehoor. So hulle het dit letterlik aan almal gaan verkondig wat in onder Israel val, voor hierdie 70 na Christus, en so die eindtyd kon toe vervul word. En toe, dis hoekom Joshua gesê dan in Matteus 24 vers 14, dat en dan sal die einde kom, as hierdie nasies, wat eintlik verwys spesifiek na die Romeinse ryk, waar hulle beheer is, en die Israel, as hulle dit gehoor het. Nie die Aborigines in Australië, en die Maoris in Nieu-Seeland, en die Indiane in Amerika en so nie, of die Mayans in Suid-Amerika nie. Hy praat hier van die Romeinse ryk. En dan ook Joshua het sy disippels uitgestuur na Israel toe, so in hulle areas ook. Vers 7, saying with a loud voice, fear Yahuwah and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and springs of water. Deuteronomy 6 vers 2, that you may fear Yahuwah Elohim to keep all his statutes and his commandments which I command you. Nou, ek wys net hier vir julle die definisie van fear, van vrees, vir Yahuwah in die Bybel. Dit is nie jy bibber en bewe nie, dit beteken jy onderhou sy gebooie. Fear hierso beteken jy respekteer Yahuwah. Ongelukkige Christene vandag respekteer nie Yahuwah nie. Hulle onderhou nie sy gebooie nie. Hulle lag actually vir sy gebooie, hulle maak grappe daaroor en hulle bespot hom. Maar dan wil hulle omdraai en kom sê hulle is lief vir hom. Psalm 111 vers 10. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. Hier sê David, dat die begin van wysheid in jou lewe, wysheid is Yahweh se gees wat jy ontvang. As jy bereid is om sy gebooie te gehoorsaam, ontvang jy sy gees. En nou David sê hierso, die begin van Yahweh se gees in jou lewe is as jy hom respekteer. En ek het mos vir julle gesê, as jy hom respekteer, beteken dit jy onderhou die gebooie. A good understanding have all those who do his commandments. Hy sê dit, hulle is diegene wat die gebooie onderhou. Ons sien dit in 1 Johannes 3 vers 24 ook, en Johannes 14 vers 15 en 16. Psalms 29 vers 2, give unto Yahuwah the glory due to his name. Worship Yahuwah in the beauty of set-apartness, holiness. Hoe aanbid ons die Vader? Nie met mooi liedjies wat ons uitdink nie. Ons aanbid die Vader deur hoe jy leef. As jy sy gebooie onderhou, dan aanbid jy hom. Deur jou werke aanbid jy die Vader. Numeri 15 vers 40. That you may remember and do all my commandments and be holy, set apart for your Elohim. Hier sien ons, wat om holiness, set apartness, beteken jy onderhou die gebooie. En dis hoekom David kan sê, die aanbidding van Yahuwah is die beauty of holiness. Wat was holiness, set apartness? Jy onderhou die gebooie. So the worship Yahweh is the beauty of keeping the commandments. Verse 8, and another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Nou ja, Babylon in Openbaring verwys spesifiek, verwys beide na Rome en Jerusalem. Hier sê dit die stad Jerusalem. So hier verwys hierdie Babylon na die stad Jerusalem, maar ook in die Rome word ook daar verwys as Babylon. Soos hy sê, Babylon wat sit op 7 heuwels. Maar beide Jerusalem en Rome sit op 7 heuwels. Of 7 pieke. Ek gaan nou vir julle wys.
Babylon word vir die eerste keer in hierdie hoofstuk genoem. Babylon word eerste keer in hierdie hoofstuk genoem. Babylon word gereeld in baie Bybelkommentare as Rome geïnterpreteer. Dit is hoofsaaklik omdat Babylon in Openbaring 17 vers 9 op 7 heuwels sit. Rome, daar spring hy. Rome is die stad van 7 heuwels. Babylon is Rome, maar dit is ook Jerusalem. Beide Jerusalem en Rome word dwars deur die boek Openbaring Babylon genoem, as gevolg van die feit dat hulle een vlees geword het as gevolg van hul owerspelige verhouding, wat in Openbaring 17 genoem word. Ja, daar was mos maar half 'n vermenging, en die Israeliete, die Judeërs het maar net so afgode aanbid soos Rome, die Romeine, en selfs die hoër range, soos die Fariseërs, Sadduseërs, skrifgeleerdes, hulle was ook maar kop en een mis met die Romeine, met die Romeinse leiers, en daar was baie braaibery en allerhande onheilighede wat daar plaasgevind het. En so hulle was in 'n owerspelige verhouding met mekaar. En dit is hoekom hulle albei verwys word na as Babylon. Onthou ook dat Jerusalem sit op berg Sion, en berg Sion het ook 7 spitse. So Jerusalem sit ook tussen 7 heuwels, spitse. Sion is berg Rwenzori op die ewenaar in Afrika, dit is in Uganda. Kom ek wys julle die prentjie gou. Hier sien julle, hier is Uganda, Congo. Hier is die 7 spitse van die berg Rwenzori. Hy het 7 pieke, net soos ek julle gesê, die Sportal, Gessi, Emmen, Spekke, Stanley, Baker en Savoia, Luigi de Savoia. Ons sien, dis nou die 7 spitse, 2, 4, 6, 7. Presies net soos die Bybel sê in Openbaring 17 ook verduidelik hy dit, dat Jerusalem sit op 7 pieke. So beide Rome en Jerusalem sit op 7 pieke, of spitse, of heuwels. Nou dus die hele berg Sion het 7 spitse. Interessant, net dat albei vervul die rol van Babylon. Selfs fisies, so die berg, hulle albei sit op fisies 7 pieke, of heuwels. Vers 9, then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand. Hierdie vers is al reeds verduidelik in hoofstuk 13. Ek gaan breedvoerig in by die merk van die dier en sovoorts, en wat het behels. Die geestelike en die fisiese betekenis daarvan, gaan kyk my vorige hoofstuk. He himself shall also drink of the wine of the wrath of Elohim, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the set-apart angels, and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day or night, who worships the beast and his image, and whoever receives the mark on of his name. Weer eens sien ons, as mens nie die merk gebooie van Jahwe het nie, maar die merk wetteloosheid van die wêreld het, dan gaan mens hel toe. Die merk van die dier word in vorige hoofstuk verduidelik. Ja, gaan kyk maar daar oor die merk van die dier wat dit behels. Maar die konnotasies daaraan is, dit is gebooie. Nou, die merk van Rome is, jy leef wetteloos. Die merk van Yahuwah is, jy onderhou sy gebooie. Dis vandag nog so, mense. As jy nie eers Yahuwah se gebooie nou kan onderhou, wanneer daar geen druk op jou is nie, wat laat jou dink, jy gaan dit kan doen, as hulle jou met 'n gun teen jou kop sê jy moet wetteloos leef, of die verkeerde ding doen. Dan gaan jy ook mos vou, en dan gaan jy mos ook kompromieë aangaan, en dan gaan jy mos nou nie gered kan word nie. So die mens moet nou al leer om gehoorsaam te wees aan Yahuwah se gebooie, terwyl jy nie onder druk is nie. 2 Timotheus 3 vers 15. Of kom ons lees ons die vers. Verse 12, here is the passions of the saints, here are those who keep the commandments of Yahuwah through faith in Joshua. Dit is almal wat Yahuwah dien, dit is wat hulle moet doen. Hierdie is 'n definisie van wat 'n gelowige is. As jy 'n Christen is,
'n werklike volgeling van Jahoua is, of Joshua, is hierdie die definisie van hoe jy moet leef. Jy moet die gebooie van Jahoua onderhou deur die geloof in Joshua. Nou hierdie patience verwys na die standvastigheid of die endurance van die gelowiges. Want in daardie tyd wat hulle geleef het, in 70 na Christus, moes hulle vasgestaan het in hulle geloof. Hulle moes nie gevou het onder die druk van die merk van die dier nie. En dis waarna dit verwys. Dit sê van hulle is steadfast, hulle endure, want hulle onderhou die gebooie van Jahoua, deur geloof in Joshua. So hulle die merk van Jahoua. 2 Timotheus 3 vers 15 sê Paulus, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, the law, which are able to make you wise for salvation, through faith which is in Messiah Yahushua. Paulus verwys hier spesifiek na die wet. En hy sê die wet kan jou wys maak vir die verlossing, sodat jy gered kan word. Deur geloof in Yahushua. Yahushua is die deur. Die wet is die pad. Jy kan nie net deur die deur gaan en net daar staan by die deur nie, by die hek. Dan moet jy mos stap op die nou pad. Die nou pad is die gebooie. En dis wat Paulus hier sê vir Timotheus. Die wet leer jou van hoe jy moet leef, en dit maak jou wys, sodat jy die regte dinge kan doen, sodat jy gered kan word. Want mense wil dit nie hoor nie, maar die gebooie onderhou vorm deel uit van verlossing. Dis 'n proses. Verlossing is 'n proses. Gaan lees Filippense 2 vers 12. Paulus sê daar vir jou, dat jy moet die gebooie onderhou. Jy moet jou verlossing uitwerk met vrees en bewing. Nou as jy die verlossing moet uitwerk, dan is dit maar nie 'n once-off deal en laat jy ticket jammel toe nie. Jou verlossingsgebedjie gedoen en nou is jy fine nie. Dis iets wat jy moet uitwerk jou hele lewe deur. En soos jy gesê het in Matteus 24 vers 12 en 13, hier lees ek het vir sommer vir julle. And because the lawlessness will abound, the love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. As jy vasklou aan die gebooie en dit onderhou tot die einde toe van jou lewe, sal jy gered word. Dis wat hier gesê word. Joshua sê dit vir jou. En hierdie woorde is dit wat jy gaan oordeel eendag, mense. Jy moet dit ter harte neem. Verse 13, Then I heard a voice from heaven saying to me, Right, blessed are the dead who die in the Master from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. Diegene sou saam met Joshua regeer vir 1000 jaar, nie lang na hierdie gebeure. Die mag van die dood, vrees, is nou vernietig en die slawerny van die graf waartoe dit gelei het, is losgemaak. Diegene wat na daardie tydstip in die meester gesterf het, en diegene wat nou in hom sterf, soos ons vandag, is meer geseënd omdat ons nie meer hoef te wag om die koninkryk binne te gaan nie. Anders as die heiliges van ouds, gaan ons onmiddellik die koninkryk binne, wat vir ons voorberei is voor die grondlegging van die wêreld. Joshua het die sleutels van die doderyk gevat en die gelowiges uit die doderyk verwyder. En daarna sou gelowiges nie meer hoef te gaan na die doderyk toe nie. Wanneer ons sterf, sien ons onmiddellik ons oordeel plaasvind, as ons, soos die Apokalips vir ons sê, in die meester sterf, sal ons geseënd wees en onmiddellik die beloning van ons werke sien, en ons sal rus van ons arbeid in die koninkryk van die hemele. My punt hierso is net dat ek glo dat ons gaan nie meer deur daardie stap van die Sheol, van die wagplek vir die almal nie, want onthou, almal moes gaan wag het in Sheol vir die oordeele, en Joshua met sy dood en opstanding het hy die sleutels van die doderyk gevat, en die woord sê dat hy die gelowiges losgelaat uit die doderyk uit, hulle het opgestaan, hulle het opgevaar na waar hulle toe moes gegaan het, na die paradys, en die doderyk is nou leeg, die kant van die doderyk wat die gelowiges moes gewag het, is nou leeg. So as jy sterf, gaan jy nie meer deur daardie proses nie, of deur daardie plek nie. Dis wat ek glo hierdie vers bedoel van, Then I heard a voice from heaven saying to me, Right, blessed are the dead who die in the Master from now on. Dis hoekom hy dit sê. Ja, ek dink dit kan nogal so wees.
reaping the earth's harvest. Then I looked, and behold, a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, having on his head a golden crown, and his hands a sharp sickle. Die seun van die mens, Yahushua Messias, word uitgebeeld waar hy op 'n wit wolk sit met 'n goue kroon op sy kop. Hierdie uitbeelding van Messias wat op 'n wolk sit met 'n goue kroon is 'n beskrywing van die gloriewolk wat ook in Jesegiel 1 vers 4 tot 28 genoem word. En hierdie verse sien Jesegiel Jahoua wat op 'n troon sit op 'n wolk. Nou hierdie gloriewolk word 'n paar keer genoem in Openbaring. En as hierdie wolke so genoem word, verwys dit na Jahoua se teenwoordigheid deur Yahushua. Dat hulle teenwoordig is in dit wat gebeur, dat hulle daar is. So as baie keer as wolke verwys na sy teenwoordigheid. En dan ons kyk hier. Verse 15, and another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe. Nou, party dink dat hierdie een met die kroon is net 'n engel, want hierdie engel sê vir daardie een wat om te doen, so dan kan dit nie Yahushua wees nie. Hoe dit ook al sê, ek kan nie daarop comment nie, maar, want gewoonlik dit, Yahushua word uitgebeeld as die een wat die kroon dra, nie ander engele nie. Ek het nog nie gehoor van ander engele wat krone dra nie. Maar nou ja, dit is wat hier staan. So kom ons gaan maar aan. Thrust in your sickle and reap. Die teenwoordigheid van Jahoua, ook genoem die Shekinah, of gloriewolk, is volgens Exodus 25 vers 22 altyd teenwoordig in die allerheiligste van die tempel bo die verbondsark. Gedurende die 6de eeu van voor Christus, voor die vernietiging van Salomo se tempel, het Jesegiel die gloriewolk van die tempel sien vertrek en ooswaarts na die Olyfberg gereis, volgens Jesegiel 10 vers 18 tot 19 en 11 vers 22 tot 23. Dieselfde ding is moontlik in 66 na Christus, gerapporteer voor die vernietiging van die tweede tempel in 70 na Christus. In War of the Jews teken Josephus aan, wat blijkbaar die vertrek van 'n Shekinah of gloriewolk uit die allerheiligste is. Daardie fees, wat ons Pinkster noem, van 66 na Christus, terwyl die priesters s'nags die binnentempel binnengegaan het hulle 'n aardbewing gevoel en 'n groot geraas gehoor, en daarna het hulle 'n geluid gehoor soos die van 'n groot menigte wat sê, laat ons hier vandaan vertrek. Staan in Josephus Wars of the Jews 5:6-3. Ek het voorheen al na hierdie verwys en gesê dit is moontlik die heiliges wat gehou was onder die tempel. Hulle was daar onder die tabernakel, hulle was daar gehou en dat dit hulle is wat toe vrygelaat is. So dit kan beide verwys na hulle of na Jahoua se verwysing na Jahoua se teenwoordigheid wat homself verwyder uit die tempel uit. Dit kan na beide verwys. Mens kan nie seker wees nie, die feit van die saak is maar net die historikuste het dat opgeteken dat so iets het gebeur. Nou dit was ook net hierdie gloriewolk en die sekel en hoe hulle wat kon gebeur het tydens hierdie tyd met die tempel self. Voordat Jahoua dit vernietig het, sou die glorie van Jahoua verwyder wees van die tempel en van daardie van daardie area af. Tacitus, die ander historikus, sê hierso in the Histories 5.13, a sudden lightning flash from the clouds lit up the temple. The doors of the holy place abruptly opened. A superhuman voice was heard to declare that the gods were leaving it, and in the same instant came the rushing tumult of their departure. Weer eens 'n verwydering van geeste, of dit kan spesifiek na Jahoua se gees verwys, wie weet, maar dit is wat hulle gesien het daar en gehoor het, die mense wat daar was. Dus maar ook net 'n deel glo ek van hierdie reaping
wat sou plaasvind. Ja, van die reaping, die deel van dit sou gewees het die verwydering van Jahwe se gees uit die tempelarea, maar dit kan ook verwys na die verwydering van die siele wat onder die tabernakel was in Jerusalem se tempel. In 'n vorige hoofstuk het ek daaroor gepraat. Vers 16, so he who sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. Die feit dat die seun van die mens in die bogenoemde verse 'n sekel vashou, dui daarop dat die gebeure wat hierbo beskryf word, moontlik gedurende die oesmaande plaasgevind het. Die belangrikste Israeliese vakansiedae het saamgeval met die verskillende oeste. Pasga was gedurende die garsoes, Pinkster het gedurende die koringoes plaasgevind en die hittefees of tabernakels gedurende die druiweoes. En dit is spesifiek hierdie oeste wat met die sekel wat na verwys word, is 'n spesifieke verwysing na wanneer hierdie goed gebeur het, wanneer in die jaar hierdie dinge gebeur het. Soos ek jou sê, daar's 3 groot oestye in die jaar vir Israel, die gars en die koring en dan die druiweoes in die einde van die jaar, so rondom Oktober, September, Oktober. Die eerste 2 is meer in die begin, is soos tydens Pentecost en tydens ons gesuurde brode daardie tyd. Reaping the grapes of the wrath, verse 17, then another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. And another angel came out from the altar, who had power over fire, and he cried with a loud cry to him who had the sharp sickle, saying, thrust in your sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. Dit lyk dus nie toevallig dat die Judeërs hul opstand teen Rome tydens die garsoes in 66 na Christus begin het. En die Romeinse offensief onder Cestius het tydens die druiweoes daardie selfde jaar begin. Dit wil sê, tydens die tabernakel druiweoes, wat elke jaar plaasgevind het rondom Oktober. Net soos ek julle gesê het, hierdie val 100% op die feesttye van Israel. Die offensief van Rome het begin tydens die tabernakels. En dis hoekom hy sê, praat hy van die druiweoes en die sekel. Verse 19, so the angel thrust his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and threw it into the great winepress of the wrath of Elohim. Sekels wat oes verwys na in openbaring na Jahwe se oordele oor Juda en later ook oor Rome. Verse 20, and the winepress was trampled outside the city, and the blood came out of the winepress up to the horses' bridles, for 1,600 furlongs. Die idee van bloed wat tot by die perde se kop vloei, blyk 'n redelike algemene Israeliese uitdrukking te wees, wat 'n groot slagting aandui. En dit spesifiek hierdie het nie letterlik verval nie, mense. Daar gaan nie letterlik bloed vloei tot by perde se monde nie. Hierdie is 'n figuurlike verwysing na 'n groot slagting. En ek gaan julle nou voorbeelde gee uit ander tekste wat dieselfde sê. En 1 Januarie 100 vers 2 en 3, van sonsopkoms tot sonsondergang sal hulle mekaar doodmaak. Die perd sal deur die bloed van sondaars loop tot by sy bors, en die strydwaal sal tot by sy top afsak. Midrash Rabbah Lamentations 2 vers 4, the horse waded in blood up to the nostrils, and the blood rolled along stones of the size of 40 se'ah, and flowed into the sea, staining it for a distance of 4 miles. Die openbaring van Daniel 4 vers 8, en in die strate van die 7 heuwelstad Byzantium sal perde ondergedompel word, verdrink in bloed. Nou dink julle regtig perde het verdrink in bloed? Nee, dit het nie. Dis net 'n verwysing na 'n groot slagting. Nou weer eens hierdie verwys na 'n groot slagting in Jerusalem. En as ons gaan lees na die historikuste se boeke, daarin sê dit duidelik dat hulle het besurk gegaan. Die Romeinse soldaat het mal gegaan en Titus kon hulle nie eers stop nie. Dit is asof hulle besete geraak het toe hulle die stad binnekom en hulle het net almal voor die voet doodgemaak
en afgebreek en mal gegaan en die tempel afgebrand en soos daar staan Titus kon hulle nie eers stop nie. Hulle leier kon hulle nie eers stop nie. Hulle het mal gegaan. Hulle het soos ek sê demoon besete geraak. Net so skielik. En dis presies wat hier gebeur het. Soos die bloed wat tot by die bridles gekom het, is te verwys na 'n groot slagting van die Romeinse soldate wat mal gegaan het daar toe hulle in die stad aangekom het. Hierdie hoofstuk in Openbaring is 'n direkte vervulling van Joshua se woorde aan sy disippels in Matteus 13 vers 36 tot 43. Nadat hy die skare weggestuur het, het Joshua huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê: "Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand." En hy het geantwoord en vir hulle gesê: "Hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld." Nou ja, die Openbaring wat ons hier lees, is die volëinding van die wêreld volgens die disippels. Hulle almal sê in hulle boeke dat dit is die volëinding van die wêreld. Paulus het dit ook gesê. So hierdie is 'n verwysing na hulle, hierdie insameling van die oes wat ons nou van gelees het in Openbaring 14. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit die koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Kan julle sien hoe hierdie is 'n direkte vervulling van wat ons lees in Openbaring 13? Nou, saam met hierdie goed het Joshua vir sy disippels gesê dat hierdie dinge gaan gebeur in hulle generasie. Hy het so ver gegaan as om te sê vir hulle dat van hulle sal nog lewe en dit sien gebeur. Van hulle sal nog lewe en sien hoe hy terugkom op die wolke. Hy het vir hulle gesê, hulle gaan hierdie goed deurgaan. En as ek nou vir julle wys, hier so in Openbaring 14 is hierdie 'n direkte vervulling. Openbaring 14 en Matteus, wat is hierdie? Matteus 13, gaan hand aan hand. Jy praat van dieselfde goeters. Presies dieselfde goed. Dit verwys ook na die mense wat in die vuur gegooi word, en die gelowiges wat bymekaar gemaak word, die regverdiges in die Vader se koninkryk, en die oes van die engele, waar die mense oes, in die volëinding van die wêreld. Dit alles word genoem ook in Openbaring 14. It's amazing hoe die goed ooreenstem met dit wat Joshua die mense geleer het. So dit is die einde van hierdie hoofstuk. Ek hoop julle het iets daaruit geleer. Ons praat weer volgende keer. Totsiens.